Goeiemôre. Jy luister na die eerste oordeenking van 'n nuwe reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is Noverim me, Noverim te. Die voorreg om te leef. Net om te leef. Die skrywer of skrywers van Genesis het dit so treffend raak beskryf. Toe die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas, so die mens 'n lewende wese geword. Stel jou voor, daar lê die blok stof, die blok klei, indrukwekkend en meesterlik gevorm deur die groot kunstenaar van die heelal. Maar daar was niks, nie 'n pols nie, nie 'n hartklop of 'n asemteug nie. En toe lewe, ontvang deur die lewensasem van God. En so die mens die voorreg om 'n paar maal om die son te reis. Hoeveel maal presies, is nie vir ons om te weet nie. Dit lyk vir my ook, dit tel meer hoe ons om die son reis, as hoeveel maal dit gebeur. Sommige mense kan in 'n kort tydperk 'n reuse impak maak en 'n meer sinvolle en betekenisvolle lewe leef as sommige wat die voorreg van 'n 80 of 'n 90 keer om die son het. Hoe ons om die son reis is belangrik. Wat ons maak met ons lewe gedurende ons reise om die son, hoeveel daar ook al mag wees, berus op die gewete en kreatiewe drome van elke mens. Dit val my op dat ons anders optree as die diereryk om ons. Die afgelope vakansie sit ons en kyk hoe jakkalse 'n rooibok plat getrek het en dit in stukke begin skeur. Hulle kake duidelik nie so sterk soos hulle groter eweknieë nie. Terwyl hierdie drama afspeel, staan 'n ander rooibok skaars 30 meter daarvandaan en vreet aan 'n blaar. 'n Tweede voorbeeld is die oneindige onrustigheid waarmee ons streef na meer of na anders. Ek noem dit onrustigheid, want mense beleef oor die algemeen veel angs en bekommernisse, veral oor môre. Ons beplan verskriklik om te verseker dat môre beter is as vandag, of veiliger, of dat ons meer het. Dis 'n hele affære in ons bestaan. Vroeg in Matteus het Jesus dit reeds aangespreek deur ons te vermaan om nie so oor môre bekommerd te wees dat daar nie vir ons 'n vandag is nie. Ons het hierdie obsessie met kos en klere oor môre, vir môre, wat uiteindelik 'n teken is van kleingelowigheid of, as ons nie oppas nie, ongelowigheid. Hoe ons om die son reis, maak saak. Dit maak ewig saak. Hoe ek reis, is 'n saak wat God direk raak, leer ons in die Bybel en al die ander mense om my. Dis nie 'n kwessie van individualisme nie, maar 'n kollektief, 'n reis saam met ander, saam met God, in God. Die reis om die son is nie 'n anonieme reis nie, en ons is nie anonieme reisigers nie. Psalm 139 sê, ons kan selfs probeer wegvlug in die groot heelal, en God sal steeds van ons weet. Nie in die hemel of die doderyk, die eindes van die see, of ons omring is deur duisternis, of vervlug na die verre ooste of weste, sal so 'n wegvlug my van God kan wegneem, dat God nie van my weet nie. En terwyl ons by die Psalm is, dit is dieselfde gees van God waarvan ek nie kan ontvlug nie, wat my in my moederskoot gevorm het, my op 'n wonderbaarlike wyse geskep het. Dit is die ironie van so 'n poging. My reis om die son is nie terloops nie, maar beplan. Die Psalm sluit af.
Ons tydelike reis om die son moet afgelê word deur te bly op die ewige pad van God. Hoe ons om die son reis maak saak. Ook waarom. Richard Dawkins en ander materialiste glo dat ons hier is in 'n heelal sonder voorneme. Ons in die oneindige kompleksiteit, diversiteit en presisheid van die materiële skepping is vir hulle 'n toevallige rangskikking van atome en dat die aarde om die son snel in toevallige bane na 'n onseker einde. Om die vraag te vra, waarom is ek hier, is vir Dawkins 'n non-vraag of 'n strukvraag. Dit verbreek die reëls van die wetenskaplike spel. 'n Kliniese ondersoek na lewe op aarde vra bloot vrae wat deur waarneming van materie beantwoord kan word. Maar die gelowige kom tot 'n ander konklusie. Die wetenskap is uitstekend om te verduidelik hoe dinge werk en hoe dinge is, maar onbevoeg om te beantwoord waarom dit is. Dis onbevoeg om eksistensiële vrae te beantwoord soos, waarom is ek hier? Wat is liefde? Wat is ons doel hier op aarde? John Lennox, byvoorbeeld, sien juis in die betekenis verlange van die mens, ons rasionaliteit en morele intuïsie as heenwysings na die oorsprong van ons bestaan. Oorsprong met 'n hoofletter O. En dat ons hier is, omdat God ons hier wil hê. Dit verander die koers van ons reis om die son, om dit so te stel. Die antwoord op die doel van my reis om die son is 'n persoonlike antwoord. Want daar is 'n persoon, hoofletter, wat my hier gewil het. Om 'n betekenisvolle lewe te leef, is 'n ontdekking van myself deur 'n ontdekking van wie God is. Soos een skrywer dit stel, God is the only context in which our being makes sense. Die invloedryke kerkvader, Augustinus, afkomstig uit Noord-Afrika, en wat ongeveer 6000 bladsye teologiese geskrifte nagelaat het, meer as 100 afsonderlike werke geskryf het, en ongeveer 6000 preke gepreek het, kom tot 'n belangrike slotsom in een van die gebede wat hy neergepen het. Noverim me, noverim te. Help my om myself te ken. Help my om U te ken. Jy kan God nie werklik ken as jy nie jouself ken nie. En jy kan jouself nie werklik ken as jy nie God ken nie. En dit is waaroor ons in hierdie reeks 'n paar maal om die son gaan praat. Om myself te ken, om God te ken. En dit maak my reis, 'n paar maal om die son, nie lukraak nie, maar 'n heilige onderneming en die ontdekking van my lewensbestemming in die teenwoordigheid van 'n ewige en 'n almagtige God. Ons gebed kom uit die Groot Gebedeboek en dis 'n gebed van Augustinus. O God, ek het U so lief gekry. In U is die oerskoonheid van al die eeue. In U is die pragt van elke nuwe dag. Ek het U so lief. U het so lank na my geroep, agter my aangeloop, totdat my ore hul doofheid verloor het, my oë oopgegaan het vir U lig, en ek U kon herken. Ek het U so lief. U het die soet geur van U gees oor my geblaas, en toe ek my asem intrek, is ek geheel met U gevul. Hoe lief het ek U? Ek het U liefde geproe, en nou honger en dors ek na U. U het my aangeraak, en nou is die verlange na U vrede 'n gloeiende vuur in my. In Jesus naam. Amen. Billy Sunday het gesê, as daar nie vreugde in jou gebed is nie, is daar iewers 'n lek plek in jou Christendom. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.